Biotechnologie word wêreldwyd ingespan teen indringer-insekplae wat boomplantasies vernietig en reuse ekonomiese verliese teweegbring. In Suid-Afrika staan die Universiteit van Pretoria se Instituut vir Bosbou en Landbou Biotechnologie aan die voorpunt van navorsing oor biotechnologie en boomgesondheid. Ons gesels met professor Bernard Slippers van die Departement Genetika by FABI oor van hulle navorsingsinisiatiewe. Goeiemôre en hartlik welkom. Môre Elsa. Wat presies is die omvang en impak van die probleem met indringerplae op die bosboubedryf wêreldwyd en ook hier plaaslik? Ja, dis 'n geweldige en 'n groeiende probleem. Plantasies raak al hoe belangriker wêreldwyd vir die produksie van hout en houtprodukte, soos wat ons natuurlike woude meer onder druk kom en meer beskerm moet word. Maar hierdie plantasies word bedreig deur hierdie indringerplante wat kom van dikwels die lande waar die plante vandaan kom. Bloekoms byvoorbeeld wat ons hier plant kom van Australië. Maar as ons hulle hier plant aanvanklik is hulle sonder enige peste in pla en groei hulle baie goed, maar stelselmatig kom daar meer en meer pla van sê net maar Australië af. En in die verlede is dit 'n proses wat eintlik al lankal plaasvind, maar dit is iets wat baie stadig plaasgevind het. Sedert omtrent die middel 1980s het hierdie proses geweldig toegeneem en waar ons sê net maar tot die 1986 min of meer gemiddeld van wêreldwyd van een plaag elke 6 tot 7 jaar op bloekoms internasionaal gekry het ons nou 'n nuwe een min of meer elke 1 jaar. So die spoed waarmee hierdie peste en pla aankom in lande reg oor die wêreld neem geweldig toe. So ons het groter en groter getalle waarmee ons moet meer werk om hierdie bome gesond te hou en baie van hulle baie ernstiger is waarmee ons van tevore te doen gehad het. Nou wat behels julle biotechnologie navorsing en hoekom juist biotechnologie oplossings vir die bosboubedryf? Soos ek genoem het, neem die spoed waarmee hierdie pla kom al hoe meer toe en ons het al hoe meer nodig waar ons vroeër tradisionele metodes kon gebruik het wat dikwels bietjie stadig is om weerstandbiedendheid byvoorbeeld te teel in plante en so voort, moet ons dit nou teen 'n al hoe vinniger pas doen. Maar gelukkig is daar nou tegnieke vandag dikwels gebaseer op molekulêre biologie of op chemie wat ons kan gebruik om van die insekte te verstaan of van die swamme te verstaan wat hierdie siektes veroorsaak of die plante hulle self te verstaan en hulle kenmerke wat ons dit al hoe vinniger mee kan doen. En ons gebruik dan hierdie tegnieke om hierdie verandering wat ons moet maak in ons plante wat ons groei om dit op 'n vinniger manier te doen. En dit sluit 'n wye verskeidenheid van goed in. Dit sluit in die gebruik van genetika om die plante self te verstaan, hulle kenmerke te verstaan, die genetika wat hierdie kenmerke onderlê en hoe ons dit wil manipuleer deur teeling byvoorbeeld om die organismes wat die siekte self veroorsaak al hoe beter te kan verstaan. Jy weet as daar 'n nuwe plaag in Suid-Afrika aankom, is dit dikwels het niemand 'n idee wat dit is nie. Niemand het kennis daarvan om daarmee te werk nie. Maar daar mag dalk kennis in ander dele van die wêreld wees. En om byvoorbeeld molekulêre biologie te gebruik om te verstaan waar hierdie plaag vandaan gekom het, waarmee dit skakel en so voort, kan van ontsettende waarde wees. Ons kan goed gebruik soos chemie byvoorbeeld om die kommunikasie tussen die pla uit te werk. So ons praat van feromone waarmee hulle kommunikeer met mekaar, mannetjies en wyfies, en ons kan dit in gebruik om hierdie kommunikasie te onderbreek byvoorbeeld. So 'n wye verskeidenheid van interdissiplinêre werk wat ons doen op hierdie peste en pla. As jy nou moes opsom, wat sou jy sê is FABI se rol in die bosbou en landboubedrywe? As ek dit in baie kort moet sê, is dit aan die een kant is die generering van nuwe kennis. Alhoewel baie van die kennis internasionaal van belang is dit spesifiek kennis wat lokaal van belang is. Tweedens die opleiding van 'n volgende generasie van tegnoloë en navorsers wat hierdie nuwe tegnieke kan gebruik vir toepassing in ons bedrywe, maar ook dan om die skep van netwerke, internasionale netwerke, nasionale netwerke met ons industrie, met die regering vir die toepassing van hierdie kennis in ons industrie. Nou goed, ek gaan nie net vir 'n oomblik daar stop, maar ons gaan nou verder met professor Bernard Slippers gesels, maar kyk eers wat op die landboukalender voorlê.
Ons gesels verder met professor Bernard Slippers, navorsingsleier by die Instituut vir Bosbou en Landbou Biotehnologie, oor hulle internasionale samewerking met onder meer Japan en China om biotehnologie oplossings vir die bosboubedryf te ontwikkel. Ek wil vra, julle bestuur ook 'n sentrum vir uitnemendheid vir boomgesondheid en biotehnologie. Wat is die doel van die sentrum? Dis reg, dis een van 15 sentrums van uitnemendheid wat deur die Departement van Wetenskap en Tegnologie befonds word vir 'n verskeidenheid temas. Ons fokus dan op boomgesondheid. En spesifiek binne hierdie sentrum fokus ons op inheemse bome. Want baie interessant, baie van die peste en pla waarmee ons te doen het ook in die kommersiële bosboubedryf en in die landbou kom van ons natuurlike omgewing. So hierdie peste en pla beweeg tussen ons natuurlike omgewing en ons produksieomgewing. So die verstaan van hierdie bewegings en van hierdie organismes is waarop ons fokus daar. Een van die fokusareas as ek vroeër verwys het na wêreldklas navorsing wat ons doen, een van die fokusareas daar is mikologie of die bestudering van swamme, spesifiek dan nou hier swamme wat boom siektes veroorsaak. En onlangs is die Universiteit van Pretoria as die tweede beste in die wêreld aangewys as 'n plek om mikologie of swamme te bestudeer. So ons het Harvard en Oxford en al hierdie universiteite kon uitstof, is 'n bewys regtig van die sukses van hierdie tipe van programme in Suid-Afrika en van die uitnemendheid wat Suid-Afrika kan lewer vir sulke tipe navorsing. Goed, kom ons gesels net eers oorhoofs oor jul internasionale betrokkenheid. In 'n netedop, hoe is julle op internasionale vlak geposisioneer? Ja, daar is ontsettend baie krag vandag in internasionale netwerke. Daar is van die beste tegnologie en die beste kundigheid beskikbaar in internasionale netwerke. Maar die werklikheid is dat as jy nie 'n lokale basis het van uitnemendheid nie, kan jy nie met die beste van daai netwerke skakel nie. So FABI in die programme daar binne skakel reg oor die wêreld met programme. Jy weet, dikwels doen ons 'n telling van die getalle van ons studente wat daar studeer, wat 'n weerspieëling is van waar baie van hulle vandaan kom. En is dikwels tussen 30 en 40 en kom van Noord-Amerika, Suid-Amerika, Europa, Oos-Asië, so regtig reg oor die wêreld. Jy weet, daar's groot projekte soos byvoorbeeld die bepaling van die genoom van die bloekom wat uit FABI gelei is, meer as 80 navorsers van oor die wêreld. Die president van die internasionale IUVRO, 'n organisasie wat 15,000 navorsers van oor die wêreld skakel, is die direkteur van FABI. So ons skakel baie sterk in die internasionale netwerke. En ek dink dis een van die groot voordele wat ons bring vir ons industrie, is daai skakeling met hierdie internasionale kennis. Julle is al sedert 2007 by bosbou navorsingsprojekte in Japan betrokke en jy het ook onlangs die land besoek. Vertel ons 'n bietjie meer daarvan. Dis reg. Ja, ons interessant, selfs met lande soos Japan deel ons baie peste en pla. En daar's een spesifieke pes waarop ons werk, 'n Cyrex wespe wat pynbome aanval. Hy dra 'n swam saam met hom en sit die swam saam met die eiers in die boom en maak die pynbome dan baie vinnig dood. Hulle was geïnteresseerd in van die inligting wat ons het oor hierdie wespe, want ons is wêreldleiers in die biologiese beheer van hierdie organismes, en ons was geïnteresseerd in hulle natuurlike sisteme daar waar hierdie wespe voorkom. So ons het byvoorbeeld soontoe gegaan om te kyk na natuurlike nematodes wat mikroskopiese wurmpies is daar wat ons kan gebruik vir biologiese beheer. Hulle het weer belang gestel dat ons vir hulle help verstaan hoe die swam en die insek in hulle omgewing saamwerk en wat die bedreiging is vir hulle bosbou. So dit is wat ons daar gaan doen het. Ek dink ons het ook gaan leer van peste en pla byvoorbeeld wat nog nie hier is nie. Daar is een wat 'n indringer is in hulle omgewing van Noord-Amerika, weer eens 'n mikroskopiese wurmpie wat pynbome doodmaak en sistematies van die suide na die noorde van daai land beweeg het en letterlik elke pynboom in sy pad doodgemaak het. Dis 'n pes wat nog nie hier is nie en wat ons gaan leer wat dit is, hoe dit werk, hoe om dit te hanteer en te herken sou dit eendag hier by ons aankom. Nou maar dit klink of julle baie interessante navorsing doen. Dis ongelukkig alwaarvoor ons tyd het, maar ek hoop ons kan weer in die toekoms met jou gesels. Baie dankie. Baie dankie. Dit was professor Bernard Slippers van die Instituut vir Bosbou en Landbou Biotehnologie. Ons kyk nou